Goeienaand en welkom by nog 'n uitsending van Skuins voor Afskop hier op die kanaal Omsit Sports TV. Coach, hoe gaan dit daar? Omsit baie goed. Kyk, is lekker om weer terug te wees op 'n Vrydag aand. Skuins voor Afskop. Kyk, ons twee is soos vinkel en koriander. Die een is soos die ander. Ja, nee, soos hulle sê, soos 'n battery. Soos 'n battery, ever ready. Ever ready, ja. Yes, Coach, jong, ja, die mense het van my gevra, waar is die program? En ek het van hulle gesê, ons het net gewoon 'n paar technical goed wat ons uitsort oor die verskyning van die programme. Ons is besig met voorbereiding vir die top 12. En iemand vraag my, al die top 12, ek sê, ja, as jy ooit vir, dan is ons nie, ons kan nie wacht tot wanneer die top 12 begin, so ons is besig om 'n paar goed te doen. En ja, coach, jong, wat 'n naweek wat môre voorlê, wat 'n week wat verby is. Die upsets, die mense wat op die veld hardloop, die mense wat met refs verstaan, die in gesprekke is. Nee, die ding het geneek, meneer. En wat ook belangrik is die feit dat die lange lens altyd teenwoordig is. Ja, nee, kyk, daai lens. Die lange lens is altyd daar. Daai lens kyk niks nie, maar dis ook nou nog die video's wat ek afvat het van die refs en alle goed daar so klim. Ek sê vir hulle wees rustig. Omsit kan nie alles elke week vir julle op julle moet begin betaal. Ja, en is julle video's wil hê wat ek aangevat het met Kleinmond, you might have to pay. Ja, man, kyk, dit is betaal. As 'n betaalkanaal. Betaalkanaal. Coach, jong, verlede week, kom ons stadsgiet gou vinnig of wat verlede week gebeur het. Die grootste upset was Kleinmond. Yes. Wat vir Universals op Universe, ek dink Arizona Park noem hulle dit. Gaan Arizona Park. Maar weet jy nee, coach, dit was 'n baie interessante wedstryd. Ek het nie verwag dat Universals gaan verloor nie. Maar dis Brian, man. Ek blameer vir Brian Pedro. Ek sien dis Brian Pedro wat die ons begin toe gesê het dat Kleinmond gaan nog 'n paar spanne. Ek sien Alvisie sê daai ding wat Brian gesit het en uitgespreek het oor Kleinmond maak dat hulle nou onstrydbaar is. Ja, nee, kyk, niemand gaan vir Kleinmond. Kyk, coach, as jy by ons op die studio kom. Dis korrek. Ons kan getuie daarvan. Ek het nou die dag gesê Sluit wat by ons is. Ek kan onthou toe Sluit by ons kom en jy hom interview. Ek onthou hy woorde soos gister. Toe vra ons vir Sluit hoe gereeld oefen hy. Wat het jy vir hom wat sê jy vir ons? Nee, hy oefen nie. Toe sê jy nog vir hom, maar Sluit, as jy 2 meter wil spring, as jy die rekords wil jag van Jager Kutsi van Bredasdorp sal jy wat klink se naam man? Lou, nie Sluitie. Nee, ek praat nie van Sluitie, ek praat van Roe is hy van. Ja, maar die hoogspring. Dis korrek, ja. En toe jy vir hom gesê, jy sal moet oefen. Korrek, ja. Hy begin besef, okay, ons moet oefen. Kyk waar is hy vandag. Yes. Selfde verstaan die met ander mense wat op ons stel was. Iedereen, maak 'n voorbeeld, iedereen. So, as ons vir jou die seën gesit het, daar sien jy ding van hom terugvat. Die Brian kan maar nou maak wat hy wil. Hy kan nou dink hy's by die G-boys. Ja. Hy gaan oor hy sien terugvat, nee. Hy sien is daar so op LBC en hulle maak net upsets. Ja, hulle maak upsets. Nou, kom ons praat gou sommer oor môre se wedstryd. Juist met hulle daar. Hulle gaan ons môre Bos toe. Omsit hulle gaan die G-boys, of van wie praat ons nou? Kleinmond. Ons praat van Kleinmond. Kleinmond het Bos toe, ja. Kom ons praat oor daai wedstryd. Kleinmond se sterktes in die lig. Houston het natuurlik vir Liesdorp gehad pak gee. Op vir Liesdorp, 39-22, en hulle sien kans. Dis eintlik 'n derby Omsit. Die derby van die twee kusdorpe langs mekaar, hulle is bure. So daai derby gaan 'n klipharry een wees. Ek dink Houston voor gaan hulle wil sag maak en Kleinmond agter gaan hulle wil moeg gaan loop. Daai's maar my opinie. Dat ja, dit is so net. Kyk, as ons kyk vir Kleinmond Kleinmond het die momentum. Kleinmond het van 'n sukkel eerste ronde het hy nou gekom en het 'n momentum. Maar wat interessant is, Houston self het gesukkel. Yes. In Houston verstaan het ook die momentum.
Anders as ander jare nee waar Claremont vinnig in die bewegingsblokke is. En in die tweede ronde uitsak. Yes, as dit hierdie jaar net omgedraai. Dit lyk my verstaan, ek weet nie wat Elvisia en Endre daarso vir die mense gee nie, maar dit lyk vir my verstaan, seker hy donkie, wat sê? Donkie juice, die ken Hy donkie juice. Jy vanaand my 'n bietjie van gebring het. Yes. Hoe knoop my tong en nou die donkie juice. 'n hoë kafeïen inhoud. Maar om sit, dit gaan 'n goeie wedstryd wees. Ek hoop net al twee spanne bring hulle eie game sodat dit 'n spelplesier kan wees vir die toeskouers. Ja, kyk as ons gaan vat verstaan die Claremont Claremont het ek gesien Saterdag, ek het daai wedstryd gaan bywoon verlede week daarso teen Universals. Claremont het 'n goeie dek. En Houston ook, want ek sê nou vir jou coach wedstryde word gewen in hierdie Overbergstreek met jou vooruit. Korrek. As jy 'n goeie dek het, as jy nie 'n goeie dek het, gaan jy sukkel om aan. Die gaan sukkel om. Want wat doen die opponent? Hy skram vir jou 'n bietjie pap en dan hardloop hy met jou, dan gaan hy jou verder kus hardloop saam met hulle agterlyn. Korrek. En wat is die gevolg? Jy sukkel om bal te hou. Jy sukkel om bal te hou. Want jy kan ook nie deesdae met swaar onfikse voorspelers speel. Want as die opponent dit sien, dan speel hy die bal heeltyd wyd, so hy hardloop heeltyd, hy maak nie so Hy maak jy moeg en dan begin jy jou te skrim. So, ja, ek weet nie jong, ek dink ek gee hierdie een vir Houston. Slegs op grond van hulle tuisvoordeel, maar hierdie is 'n 50-50 verstaan. Dit is 'n daarom sê ek weet nie watter een ek moet vat nie. Kom ek sê, ek gaan weer soos verlede naweek, was ek al man wat gesê het Claremont. En kom ek vat dit weer Claremont hierdie enetjie. Ja, nee kyk, so ek sê dis 'n 50-50 verstaan jy. Beide die twee spanne het 'n opwaartse kurwe neig hulle. Maar ek gee vir Houston, want Houston is nooit maklik in die bossie. Maar nou weet ons ook, Houston hierdie jaar het ook nie die skerpste potlood nie in die pakkie nie. Hulle blaas koud en dan blaas hulle warm. Maar ek dink dit gaan Saterdag oor trots. En ek weet Houston is 'n trotse klub. Hulle sê hulle skrik vir niks, maar aan die ander kant sê Claremont hulle is klaar gelag. Ja, maar omdat ek sien op een van die foto's man is mamma klaar gelag. Ja, wie sê ek is bly sy is nog weer by die klub betrokke. Nee, maar sy was mos nooit eintlik weg. Sy sê mos maar nou net het my van die bestuur afgestaan. En weet jy, dit wat jy nou noem, ek het dit ook eintlik opgetel Saterdag. Weet jy hoe het daai vrou geskree en vir haar span gebenk? Dit is ongelooflik. Baie keer dan dink mense as jy klaar is met die klub, dan stap jy weg. Jy wil niks te doen hê nie. So dit sê vir my verstaan jy die issues wat hulle gehad het daarso was issues in die bestuur. En Elvisia verstaan jy styg bo daai verskille uit. En sy kom steeds verstaan en sy ondersteun haar span. Yes. En dit moet eintlik 'n les wees verstaan. Vir almal ja. Vir ons wat nie net rugby of sokke of enige vorm van sport ondersteun. Dit is eintlik 'n lewensles wat sê vir ons hierso leer. Te midde van jou verskille kan jy nog steeds aangaan. Jy hoef nie weg te stap nie. En 'n fakkel te dra. En jy dra nog steeds sy fakkel te staan. Daai trots wat jy het vir hy klub. Irrespekte wat gebeur. En ek salute vir jou Elvisia. Ek het gesien regter en sy Jesus man, daai skerp tong. Daai glimlag verstaan. Daai spontaniteit hoe sy skree daarso. Ek moes net daai videoklip vat verstaan want dit sê vir jou alles van iemand verstaan wat regtig waar alles kyk, sy is miskien 'n dame. Maar hoef jong, maar sy ken haar rugby. Ja, nee. Sy ken haar rugby. Ek weet nie wie leer vir haar toe nie. Miskien is haar senter of wat vir haar so 'n bietjie touwys maak. Maar sy ken haar. Maar weet jy coach, die ander enetjie ook, nee, Endrit ja. Moenie 'n fout maak nie. En ek sien deesdae baie van die dames, nee. Hulle sit nie maar net meer by die tafel en hulle vul 'n vormpie in nie. Nee meneer,
Jy moet weet dat jy met hulle begin praat. Correct, ja. Hulle ken nie verskil tussen 'n binne- en 'n buitesenter. Yes. Hulle ken nie verskil tussen 'n stuk te staan en 'n agste man. So ek is baie bly dat ons dames wat op hierdie tipe van komitee sit, nie net daarso sit om die nommers vol te maak. Natuurlik om sit. Of wanneer hulle kom sit op 'n Saterdag verstaan, hulle is nie net daar om tellings te hou nie. Hulle volg intens hulle die spel. Ja. En ek dink hierdie jaar in die SVD in Brixton het vir die eerste keer in die SVD is 'n vrou die voorsitter van die klub. En dis 'n groot klub. Brixton was die span wat juis teen vir julle gewen het. Korrek, ja. By die Gold Cup. Korrek, hulle is die eerste wedstryd, ja. Wat het Brixton gemaak by julle? Hulle het ons tyd het uitgeloop. Nee, julle het dit uit. Brixton het julle gewen. 'n Vrou of voorsitter het vir Dimitri by die voorsitter van Subkolos gewys hoe word dit gedoen. Ja, om sit. Ek ben dit in vriend. Dis 'n bitterpil. Kom ons gaan na die volgende wedstryd toe. Die wedstryd vir my Caledon speel hierdie naweek op Caledon môre speel hulle teen die Tiere. Wat gaan aan by die Tiere, coach? Caledon speel teen Grabouw. Nee, Caledon speel teen Bredasdorp. Nee, Safkos speel. Maar Caledon het teen Bredasdorp gespeel vir die naweek. Ja, Caledon speel Caledon speel G. Caledon, right, kom ons praat met daai dan. Ja, dit is nou natuurlik. Ek weet nie op watter stoel sit my vorentoe. Ek weet nie of hy op 'n geel en swart stoel sit en op 'n groen en geel stoel sit. Maar hy sit op 'n geel stoel. Maar hy is definitief in vir 'n ding, Saterdag. Caledon het ek bedoel almal het gedink dat Rangers gaan vir Caledon laat harde bene gou. Maar kyk net hoe sit. Ja, maar jy moet ook onthou nou nee. Rangers het 'n probleem met die scrums. Hulle sukkel verstaan. En ons het dit daarvan gepraat, as jy nie 'n goeie dek het nie, as dit nag vir jou. Maar as jy nou weer vat byvoorbeeld die G. Die G lyk dit vir my een van die beter deks. So maar wat 'n span is onder druk? Ja, die G is onder druk. In 'n span wat onder druk is, wat gebeur? Hy wil presteer. Yes. Ons is weer terug, coach Ein. Yes. So 'n ligte handelsbreekie gevat. Ons het as laaste gewees by die G. By die G, hulle het daar werklike plan op die tafel gesit om sit. Hulle wil ten alle koste nie tweede laaste eindig nie. Hulle wil derde van onderaan eindig. So dit is hulle doel en miskien 'n bietjie hoër as hulle kan. Die probleem is net alles hang af van die naweek ook. Veral met 'n sekere 2 wedstryde wat ons nog by gaan kom. Die G weet, hulle speel Caledon, hulle het 'n regterlik aksie hierdie week aan die gang, wat ek weet. Na hulle vasgeval het op Botterrivier. Wil hulle graag 'n paar stelsels aan werk en maar dink jy nou die G nog regtig nog hulle kan Botterrivier wen kan sê? Ek dink nie hulle het gedink hulle gaan niks punte uithaal of dat die verskil so groot gaan wees nie. Ek dink nie hulle het dit in gedagte gehad nie. Maar soos ek kan sê, soos ek kan sê, hy het vir my gesê, hulle is reg. Ja nee, kom coach, en dat ek nou eerlik is, ek dink ek wil vir jou vanaand sê soos ek vir Brian verlede week gesê het en in die week ook gesê het op speelkant. Vergeet maar daarvan. Vergeet van om vir Caledon te wen. Saterdag daarso op Bousan Park. Gaan eerder en gebruik die wedstryd teen Caledon môre as 'n goeie oefenwedstryd om sekere goed in plek te sit. In begin 'n target spanne soos Genadendal, Seahawks en Verliersdorp. En moenie kom try verstaan by ons stuur en julle gaan sleg tweede kom. Daar in Grabouw. Because die Tiere is op 'n ander level. Hulle is gekwes. Hulle is gekwes. 'n gekweste tier is 'n bitter gevaarlike tier. En dit bring my sommer by die wedstryd môre wanneer julle speel daarso in die Tierkamp. Jy weet mos wat maak uit die julle. Ja. Of jy draw of jy verloor. Ek gaan vir hom sit sê al die jare is dit bitter moeilik om te speel op die Glaskasteel. Wat vir my bietjie pla is asof Rangers swak travel man.
En ek weet nie hoekom dit so is nie, en of daar manne is wat net by die huis wil speel nie, maar as man gaan kyk na die games wat hulle weggespeel het, hulle het nie goed gedoen nie. Ja, maar jy sien, ek wil nie 'n verskoning het vir Rangers. Ek dink Rangers recover nog met daai verlede jaar wat van hulle key players verstaan, die voorheen manne weg is. En ongelukkig so, Rangers was hierdie span in die Overberg wat baie spanne gevrees het, hulle dek. Maar jy gaan kyk vandag, hulle sukkel. En dit bring my by daai belangrike punt. Mense, as jy nie 'n goeie dek het nie, gaan jy sukkel om onder die top 4 te eindig in die Overberg. Jy gaan sukkel, ons sien wat nou gebeur ook met Seahawks, toe hulle key players verstaan wat voorgesak het. Seahawks staan nou die kans, of die gevaar loop hulle, om 'n relegasiewedstryd te gaan speel. So, en dan moet ons miskien by die punt kom, in die Overberg is daar nie goeie stutte nie. Wat jy dink, okay, ek kan miskien by die span gou gaan afrokkel, of, ek praat nou van die streek uit daar. Correct. Want 'n mens wil eintlik daar begin, om te sê, okay, miskien is daar iemand in die streek uit daar, of miskien in jou gemeenskapskuld, wat 'n goeie stut is, wat ek miskien in hy omtes kan gaan vat. Maar daar is nie. So, wat is die antwoord? En dit bring nou vir my sommer by 'n toppie, wat mense nie wil eintlik oor praat nie, huiskinders. As jy wil aanploeter om te sê ek gaan met die huiskinders speel, dan gaan jy kom waar baie van die spanne hulle vandag bevind. Jy sal moet gaan kyk, verstaan jy, en ek weet baie van die spanne, hulle hou maar by die tradisie, hulle sê ek gaan nie koop nie. Maar as jy nie die risiko wil loop om in die streek uit daar te gaan speel, sal jy maar moet gaan kyk, verstaan jy, al gaan kry jy net spelers, verstaan, om jou dek te versteer. Ja, omdat ek maar iewers sal jy moet gaan doen. Ek stem saam. Ek dink daar's twee dinge wat enige span moet na kyk. Die eerste ding is, hulle sal moet kyk na 'n borg, 'n finansiële, 'n stabiele finansiële inspuiting in die klub. Coach, hy hou vas. En ek is bly jy raak hierdie ding aan. En nou praat ek nie van 'n borg wat vir jou treë kom borg. Korrek, ja. Met alle respek. Ek dink die daas verby, verstaan jy, wat 'n borg kom en hy kom borg net treë. Klubs moet begin vir hulle self vra, wat is die behoefte? En dan moet hulle na potensiële borge toe gaan en met daai borge gaan praat en sê, jong, wil jy nie elke maand 'n vaste bydrae maak? Korrek, ja. Mense is baie dankbaar is besighede treë borg. Yes. Maar klubs sal moet 'n bietjie weier ding verstaan, net as om treë te kry by 'n potensiële borg. Ja, hulle sal definitief klubs moet nommer 1 kry 'n konstante finansiële borg by die klub. En dan of 2 of 3 wat hulle behoeftes sal cover nou. En dan moet jy gaan kyk na die leemtes in jou span. En dan moet jy uitgaan en gaan kyk, hoe gaan ek daai leemtes dek? En daarvan kan jy begin werk en daarvan kan jy gaan begin bou. Die probleem is net dat jy kry manne wat of spanne, ek praat oor die hele Overberg, oor die hele Boland en die WP. Daar is manne wat inkry, maar glad nie ontwikkel af nie. En ek kan 'n paar voorbeelde noem waar spanne manne ingekry het, maar dan is daar nie in die tweede span ontwikkel, of hy manne het nooit opgekom om saam met die manne 1 of 2 games te speel, sodat hulle geleidelik kan inbloei nie. En as daai manne weer weg gaan, dan sit jy met gate, wat jy nie altyd weet hoe om te dekkie. So as jy jou hele span kies met 1 huiskind, dan moet jy seker wees dat jou tweede span vol huiskinders is, wat natuurlik enige tyd daai situasie daarbo kan cover. Coach, yes. Ek kan nie meer as genoeg vanaand saamstem. Ek is bly jy raak dit aan. Ek het 'n kleintjie dood van spanne wat nie met huiskinders speel nie. En die spelers wat van buitekant af kom is 2/3 gelaai. Ek het 'n probleem daarmee. Die rede hoekom ek daai probleem het, my vraag is, as jy vir jare speel met 2/3
van spelers wat van ander plekke afkom. Wat maak jy dan regtig waar met jou huiskinders wat in die tweede span speel? Yes, wat maak jy onder toe? Daar ontwikkel jy mos hier. So ek sê, daai spelers wat jy laat kom om vir jou te speel, jy moet as ware vir hulle sê, okay, weet jy, ek het 'n slot hierso. Maar die slot verstaan, hy is nog nie daar nie. Gaan jy as 'n mentor vir die slot? Mentor hom, ons kies julle twee saam mentor hom. Ja. En gee 'n bietjie aandag aan hom, verstaan jy, deel jou kennis, maar nie worry nie. Jy's vir die volgende jaar of 2 jaar speel jy vir Safcom. Maar ons weet ook, as jy môre seker jy's weg, dan het ons 'n slot verstaan. Backup, ja. En so af en toe laat hy slot speel, of hy stit speel, of hy senter speel, wanneer jy teen swakker spanne speel. 100%. Want ek dink dan gaan die gemeenskap inkoop. Want wat doen jy besig is om, wat is jy nou besig om te doen? Jy is eintlik besig met ontwikkeling. Korrek, ja. So 2 jaar later of 3 jaar later, iewers skielik gaan die klub sien, jong, maar eintlik hierso is ons eie huiskinders is nou 2/3. Nou is dit omgedraai. Korrek. Want jy voortgaan met dit. Nou kan jy voortgaan. So ek sal graag wil sien verstaan dat klubs daai het. En dan die ander ding wat vir my grensloos 'n pin verstaan jy in my gebeente is klubs wat by medeklubs in hulle eie streek spelers afrok. Ek is met jou baie eerlik. Jy's nie besig om die spel te bevorder nie. Jy's besig verstaan om eintlik maar net 'n ander klub te verswak. En daai klub sukkel. As ek nog aan kyk, as jy regtig ernstig is met ontwikkeling verstaan van die Oeverberg, jy moet nie net na jou klub kyk nie. Yes. Jy moet gaan kyk, hoe gaan ek die Oeverberg verstaan ontwikkel? Hoe gaan ek die Oeverberg 'n baie sterk kompeterende streek maak? Gaan haal mense van die VP of gaan hulle ou daar in Robertson, gaan hulle ou daar so in whatever. Okay, daar is mos nou spelers wat uit hulle eie besluit. Kyk nee, as alright, ek wil ek wil van die GF kom, ek wil nou byvoorbeeld vir Botterfies speel, nee, ek wil vir Kellydon speel. Sy kry daai gevalle wat die speler verstaan op sy eie besluit. Daai is alright. Maar my issue is net verstaan is dat jy oorwegend daar intet verstaan om players verstaan jy in jou eie streek te vat om jou te versterk. Dit is nie vir my bevorderlik vir ontwikkeling van jou streek se players nie. Yes, ek hoor hom sê. So Brian, ek is jammer om vir jou te sê, môre is dit wie so. As net die ander geel wat jou gaan wen. Kellydon Boo. Ek wil net sê om sit, ja, dit is belangrik. En as man gaan kyk na klubbetrokkenheid in die gemeenskap. Daai is vir my ook een van die dinge wat 'n klub 'n gemeenskapsgebaseerde klub maak. As jy op 'n Saterdagoggend goue sop kom bysit, maak nou 'n voorbeeld. Daai manne wat baie keer is die manne wat travel nie daar nie. Of op Vrydagmiddag van hulle môre mos weer travel. So hulle moet betaal word per travel stukkie, so hulle kom nie eintlik nie. So dis die manne van die plek wat die skoene moet vol staan. So jou balance moet altyd reg wees. En dit is 'n bitter noue balance wat jy moet handhaaf. Ja. Kom ons glip gou hier oor jong daar na Paaste toe. Ja, daar is soos hulle sê, the last hope. Ja, die laaste hoop vir twee spanne is natuurlik daar in Rivers van die End, waar Rivers van die End en Seahawks mekaar die stryd aan sê. Seahawks sal ek dink hierdie net die target om punte in te teken. En ek dink dis hulle laaste punte op by 25 te kom. Yes, en dan ook sal Paaste hulle graag 'n wen wil inkry om van die 0 af te skryf. Ja, kyk, so dis 'n desperate wedstryd wat gaan plaasvind. Vir beide hierdie spanne is sê ek sommer soos die PA sal sê, die Patriotica Lions sal sê, is the last hope. Vir Paaste gaan dit die laaste hoop wees om weg te kom van 'n nulletjie af en hulle daai geskiedenis, daai skandvlek te spaar om in die hele liga nie eens 1 punt te kry nie. So ek kan nou al vir Seahawks sê julle maar fiets meer. Moenie vir Fusion en môre onderskat nie. Korrek. Dit gaan hel wees. Korrek. Daai mense gaan, ek dink hulle taak in daai wedstryd.
Maar dan moet hulle Fusion en ook besef. Seahawks besef, dit is dalk hulle laaste wedstryd wat hulle kan 5 punte opdeel. Want die ander wedstryde wat hulle speel is wat my aan betref nou al verstaan. Ek dink hulle gaan wen. Staf. Nou DG gaan hoop verstaan dat Fusion en môre wen. Yes. Vir Seahawks. Yes. Want dit beteken Seahawks gaan op 20 punte bly. Die G self is in die moeilikheid. En dan om terug te kom na die wedstryd môre tussen hierdie twee spanne. Kyk, Seahawks het se hoop was eintlik gewees verlede week om hy wedstryd te wen. By Genadendal om hulle ten minste na 'n veilige hawe te vat hier by 30. Ek dink Seahawks het vir hulle self gesê ook as jy by 30 kom met die G wat hierso nog by 12 lê, gaan dit vir ons 'n bietjie help verstaan. Maar nou het hulle daai wedstryd verloor, hulle het 'n punt gekry in hy wedstryd nie. En nou sit hulle met magkampe. Ja, hulle doen. Hulle sit met magkampe. So al wat ek sê, gebaseer op die huidige vorm, sal ek die wedstryd vir Seahawks sien. Maar met 'n Fusion end wat soos 'n vasgekeerde tier, ek sê nie leeu nie, 'n vasgekeerde tier. Hulle sê die regte tiere. Die regte tiere, ja. Kan dit net wees dat hulle vir die G gaan help om meer 'n bietjie asem te kry, om miskien nie 'n relegasie te gaan speel. Maar tyd sal leer. So ja, pastor, hulle sê God help those who help themselves, maar ek weet gebed kan doen wat God kan doen. Daar's 'n antie Katie Moffat. Ek het groot respek, sy is vandag nie meer met ons nie. En in my vroeë jare toe ek die Here aangeneem het, het hy vir altyd gesê gebed kan doen wat God kan doen. En ek staan met hy ding. Ek staan en ek val by. Coach, wat is die volgende een daarso? Verliesdorp Bottervuur, ek dink Verliesdorp gaan nie sterk genoeg wees om op Bottervuur te keer nie. Al is die lugdruk hoe dun. Jy weet coach, dit sal nou die verrassing en die skok van die jaar wees. Nie net in die Overberg nie, maar in die Boland. Ja, nee, maar ek dink, kyk, Bottervuur gaan nie sy voet tweak het in dieselfde tyd van. Nee, ek dink dit gaan gebeur nie. So ek gaan vir Bottervuur, daar is 'n Bottervuur se gaan net eenvoudig te sterk wees. Bottervuur gaan miskien hulle mag miskien in die eerste 40-50 minute sukkel, maar daai manne dis daar bench wat net so goed is as hulle begin span. So jammer Verliesdorp. Ek dink julle gaan môre maar weer genjaga word. Ja, ek dink Bottervuur sien uit om hierdie wet om reg te maak wat 'n verlede jaar eintlik gefouteer het. Dan Stanford Genadendal. Stanford moet Genadendal toe kom. Stanford omsit het 'n bloukie geloop teen Claymont op Arizona Park waar hulle so vol moed is dat hulle nooit verloor op Arizona Parkie. Hulle het 'n bloukie geloop daar teen Claymont, 'n wedstryd wat vol opwinding was, 'n wedstryd wat vol gebeure was. Ja, ek het daai wedstryd gaan bywoon. Jy weet ek hou van upsets. Maar ek het nou wragtig nie verwag dat Claymont vir Universals gaan pak nie. Ek het vir myself gesê ek probeer by al die spanne se velde uitkom in 'n jaar. En ek het daai wedstryd spesifiek getaak, maar ek moet vir Brian Pedro die skuld gee, gaan dit weer vanaand sê. Dis 'n man wat mos nou vir Claymont die seën gegee het. Nou jy kan nie wanneer jy vir iemand die seën gegee het, kan hy nie terugtrek nie. So Genadendal is op 'n opwaartse kurwe. Die mense het seë gekry. Beslis. Maar in Donkey Park, op Donkey Park. Hulle was nou 'n juice. Is dit nooit wat is dit? Hulle het 'n juice daar om sit wat hulle lyk my voor die game drink. Amper soos 'n donkey juice. Ja, hulle noem dit donkey juice. Nee, kan nie wees ek sê. Dit is 'n enige tipe drankie. Dit staan daar, hy's hoog in kaffieïn inhoud. Hy's so asfal. So ander kalle, maar jy drink hom blykbaar. Dan gee jy vir jou daar's 'n donkie op en net so massel. Hy dink jy op wat? Met 'n watse massel? Hy net so massel hy donkie. Ek moet uitwag om ek sal by Tyron Paysons sal ek donkie juice kry vir die volgende program. Ons het hom hier neergesit,
Maar dis weet jy wat 'n geheim is hier om sit want hoekom Lyk my die donkies drinker. Nou hulle wil hê die ander manne moet van die donkie juice hê nie. Ja, maar ja, môre gaan 'n groot wies verstaan dat so ek sê Genadendal is op 'n opwaartse kurwe. Yes. En die skok nederlaag van University kan miskien net vir hulle wakker skrik om hulle dat besef jy, dis die groot uitdaging. Dis nog nie die einde van die tweede ronde. Ons moet nog werk om daar bo te kom. En eintlik met hierdie verloor het hulle eintlik 'n knou gekry. Met hulle kanse. Nou is hulle aangewese dat sekere spanne vir Botterivier moet wen. En ons weet Botterivier kan homself help tot in die top 12. So ja, ek weet nie. My geld is op Universals. Ek is geneig om saam te stem, maar een ding wat ek weet, daai donkie juice, as hy manne almal 2 botteltjies drink, is nie 'n groot botteltjie, is net so 'n tot ding. As hulle hom vat, dan staat hy motor en hy donkie op hom sit hier. Ja, maar my probleem met hy donkie juice is dat die ryter moet net die donkie bly. Dis hoekom die week, as ek kom môre of die naweek die Durban July. Ek hoor as heel week so 'n song wat sê ons gaan Durban toe. Ja. So ek weet nie verstaan nie. So ons almal maar sing daar so die manne daar van die manne daar so van Universal maar sing ons is 'n pad donkie toe ja. Hy juice om sit ons wil baie goed moet kry. Die ander games om sit Western Kleinmond. In die bos Kleinmond 'n ster in die lug. Kyk, hulle sê net nou klaar gelag. Western, hulle is nie bang nie. Hulle skrik vir niks. Ja, jy sien die ding is dit verstaan jy, Elvise, ek weet nie, my geld is op Western. Jy weet, Western is maar net 'n ander net om te kraak in die bos. Korrek, ja. En wat interessant is vir my coach, beide die twee spanne het gesukkel. In die eerste ronde. Tradisioneel gewoonlik is dit Kleinmond wat uit die blok uit is soos 'n koeler te geweeg. En dan kom sukkel hulle in die tweede ronde. Hierdie jaar is dit heeltemal omgedraai. Korrek, ja. En ewe skielik sien ons dat Kleinmond hy vliegtuig is net besig om nog te klim. Yes. En ek is baie eerlik, my hart sê vir my. Kleinmond kan dit dalk doen, maar my verstand sê vir my, gaan bitter moeilik wees. Want Western self, as 'n traject is besig om te... Ek omsit dit vir my net gesê dat Kleinmond het hulle dek na gaan kyk, hulle het 'n sterker, lekker goeie dek nou. En as hulle mekaar kan hou voor, Kleinmond en skrik vir niks. As daai twee dekke mekaar goed die stryd aansê, gaan ons goeie hardloop sien. Ja, en jy moet ook weet, dis is biermense nie. Dit is 'n kusdorp derby. En is eintlik derbies, daai tipe van wedstryde is massive, meneer. Dis massive. Is massive. Ek wil nie môre wies verstaan daarso op Hoste nie. Dis altyd lekker daarso, maar ek wil nie môre daar doen. Hy het my kusdorpies. En jy weet mos vissermanne het mos 'n taal wat hulle gebruik. Amper dat hy na Makwaland en hy spring met jou konjak en hy jy moet maar sterk wees verstaan nie. Eintlik bedoel hulle eintlik wanneer jy is hoe jy praat. Dis maar net hulle praat. Ons is niks lelikie. Welkom in die bos. In die bos. Ja, al het ek klaar gelag. Ja, dit gaan 'n goeie wedstryd wees dink ek. Emosies gaan hoog wees. Maar ek dink om sit die ouens wat voor die oorhand gaan kry is die manne wat oorwinnaars van die veld het. Absoluut. Ja, coach, dan ek dink ons het seker deur die lys gegaan. Voor ons afsluit, ek sien die tyd het ons al hier ingehaal. Wat 'n tragedie het ons die afgelope week getref met die heengaan van JG. 'n Besonderse mens. Ek het JG leer ken as die man wat altyd by die kamera by die rugbywedstryde opdaag, maar dan ook op die sou harde kole. 'n Baie besonderse mens, altyd 'n grap wat hy wil maak met jou, maar dit was ook 'n man wat reguit was. Ek kan onthou in 'n vergadering verlede jaar tydens die top 12 en ons sit daar so met Benny en
Benny daar iets gesê, en nou kom ons so om die tafel, en elke ou moet nou iets sê, en toe sê Jiggie, toe stop hy hom, toe sê, nee, maar ons stem nie saam nie. Ons is nog 'n bietjie skrikkerig verstaan. En hy sê, nee, ons stem nie saam met wat julle hier wil doen nie. En daai was Jiggie, maar wie het dit met soveel gesag gesê. Hy het dit met soveel respek gesê. En hy het dit met soveel passie gesê. En ek dink die Boland, ons is 'n bietjie armer. Yes, correct, ja. Maar van ons kant af hier op Skynspoor Afskop, op die program, ons sit Sports TV, ons noem ons ook sommer Stoom saam met oom sit, wil ek vir Mille sê, vir sy vrou, vir die kinders, sy seun het hierdie week Kruiwenweek gespeel, sterkte vir julle vir hierdie naweek. Ek weet dit is nie maklik nie, dit is nooit maklik om iemand, 'n geliefde, iemand wat jy koester, iemand wat naby jou was, aan die dood af te staan nie. Maar ek vertrou en ek glo dat die Here wat die wond geslaan het, dat hy ook daai wond sal genees. En ook aan sy moeder. Sy moeder het 'n dubbele slag toegedien. Sy het 'n seun verloor, maar op dieselfde dag het sy 'n broer verloor. En dit kan nie maklik wees nie. So van ons kant af, sterkte vir julle. Mag die Here vir julle op 'n besonderse wyse en op 'n besonderse manier omarm in hierdie bitter moeilike tyd. Ja, ons het die regte ding gesê daar. Ek dink Boland en rugby spesifiek is armer met die heengaan van so groot gees. Dis 'n man wat almal geken het. En iemand wat almal gerespekteer het. As ons sê, as hy gepraat het hy gepraat met gesag. En ons rugby wêreld is armer met die heengaan van Swartsie en sterkte daar aan die familie. Ja, coach, ons het daarmee gekom aan die einde van nog 'n show hierso op Skynspoor Afskop. Van my kant af, goeienag. Ja, van my kant af, ek en my pater is terug op die brug. So van nou af, syftrap ouens. Coach, hy is